Dit kom so gewees het, dat jy nie die voorreg gehad het om gehoorheid te sien. Dit kon gewees het dat jy nie jou oog opgemaak het nie. Dit kon gewees het dat jy die ICU lê. Of weens 'n ernstige siekte beleef. Maar die God wat ek dien, of wat ons dien, is 'n God wat omgee is sy kinders. Nou as ek so kyk vanmôre, dan raak ek werklik bekommerd oor hoeveel kinders is werklik sy kinders. Want dit raak skrikwekkend in die laaste dae. Maar geliefdes, net om ons kyk gou na die aankondigings vir die week. Vanmiddag 1600, dis die woord van God. Geliefdes, kom op. Kom môre. Waar die Heilige Gees aan jou wil neem. En weet wanneer ons voorberei, dan kom dit nie uit ons eie ek uit nie. Maar dit is die Gees van God wat met jou praat. Nou ongelukkig, ek is nie meer verdaai wat nou nie kan voorberei nie. Ek berei voor, wanneer ek hier kom, dan het ek alles verkeerd. Dan kom die Here en gee ek my nieuw. Amen. Nou, ek wil vanmôre vir julle sê, ons sit baie in, en jy moet baie naby in die Here wees, om die woord reg weer te bring na julle toe. Want God is die een wat weet, wat elkeen van ons nodig het. Geliefdes, woensdag gaan ons weer met Here, of gaan ons hierdie woensdag op wees? Belief. Reg, woensdag gaan met hier. Kom op. 16. Oké, dit hier om 16. Asseblief, geliefdes, kom op. Kom hoor dat die Here ons met julle wil deel. Moenie dink jy kan by die huis bly en dan gaan jy nog steeds die vrug gaan dra nie. Want die woord van God sê, kom, laat elkeen van sy dienste doen. Nie meer as jy is. Geliefdes, dan vrydag is weer, kom op, ons het hierdie vrydag, het ons iets baie lekkers gehad, stompraat, jy weet, nou ek is my ene, ek is baie stil, so, maar plei hier, het was lekker aan, ons goeie aand gewees, kom op mense, jy gaan net ben daar, ons het allemaal lekker gelaat, ons het lekker saam gepraat, kom op, en dan sondag is weer gewone dienste, om 9 uur, en om 14 uur, 16 uur, sorry, om 16 uur, kom op mense, is daar jy nou thuis? Oh, no. Sjoe, so ek gaan onder my hierdie weer. Prys die Here, ek gaan ook nou maar kom. Liefdes, kom ons staan, en dan gaan ons sommer pastoor en vra om ons oop met gebed. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here vir die voorreg wat ons vanmôre het om saam Here hier in die naam te kom vergader. Here, ons wil al die eer, al die lof en al die aanbidding aan U die Here kom toeswaai. Here, omdat U ons harte ken en ons niere toets, besef ons al te goed. Here, dat as ons dink aan al ons seuns, Here wat vuur voor U die Here gebring het, wat hulle in die moes bring het U die Here hulle doodgebrand. Bid vanmôre, Here, dat elkeen hy of sy hart, Here, in lyn sal kry met die vuur van die Heilige Gees. Here, ek wil vir hom wat die diens lei vanmôre, Here, wil ek onder die bloed pleit. Ek wil vra, Here, dat hy die volk in U teenwoordigheid sal bring vanmôre, Here, met hulle behoeftes, hulle begeertes, hulle drange en hulle verlange. Kom ons tegemoet, Here, op die kruin van ons begeertes. Ons bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Amen. Kom ons bly saam, kom ons maak die naam van die Here groot. Soos nog mooi te voor in die mense, dat ek julle hoor so. Ek wil nie die mense hoor, ek wil julle ook. Nou kom hoor staan nie by jou.
elke dag gaan slaap ons. Die ongeredde kind gaan slaap met vrees. Maar jy as geredde kind van God, hoef jy te gaan slaap met vrees nie. Want as jy bid en jy praat, Here beskerm my deur hierdie nag, hou my in palm van die hand. As hy getrou om dit te doen, hoe getrou is ons aan hom? Doen ons werklik sy wil. Geliefdes, ons gaan vanmôre sy daarvan bedien. Maar ek wil graag hê vanmôre dat elkeen van ons moet besef wat ons Jesus vir jou deurgegaan het. Ek wil graag hê my suster moet weer aan julle sin van From Heaven to Earth. En dink baie mooi aan wat hy sing. Volgens ons toe ons sy daar hierdie speel, toe raak het my so aan. Dit wat ons Jesus vir ons gedoen het. Besef julle wat baie man ons deurgaan. Die pad wat hy geloof het gesien. Ons is so gou onmoedeloos geraak, Here. Hoekom gebeur dit nie in ons tyd nie? Wanneer jy vir 'n ding gevra het, of iets gevra, en dit kom nie in daai tyd nie, dan vra jy, Here, hoekom? Dan wil ek teruggaan. 1 Korintiërs 13. Elke van ons moet ons weet. En jy weet wat jy kan doen. Dit is vir jou om te besluit. Maar geliefdes, ons maak ons dood. By ons lokaal Johannes 14. Dus soos ek net nog gesê het, ongelukkig, ek is nie ene wat kan daar sit en voorberei nie, die Heer kom en hy plaas en dan gee hy my net 'n woord. En geliefdes, vanmôre word ek baie ernstig met julle praat. Dis nie ek nie. Dis die Gees van God wat hier kom praat. Luister baie mooi wat ek jou vanmôre sê hier in Johannes 14. Van vers 2. In die huis van my Vader
is daar baie wonings. Ek wil dit herhaal. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, luister mooi, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Geliefdes, net het ook my stuk gelees. Ons as ouers, die kind waarvan jy die liefste is nie iemand die naby jou slaap. Maar die ene wat vir baie drama gee, dis die ene wat die verse vir jou slaap. Net soos het bereid van die Heer ook. Die wat God in oprechtheid dien, gaan baie naby hom wees. Dit gaan teen hom wees. Ons almal is nie dieselfde nie. Geliefdes, ons almal is nie dieselfde. En ek wil vanmôre net sê, ek klap op niemand se tone nie. Ons almal loop 'n verskillende pad. Nie een van ons loop dieselfde pad. Ek gemeet van ons ongeveer per jaar doen met dat. En dan, dat is baie jaar. Ek gaan seker die mag met daar lekker hê. En tot vandag toe, sit ek in sy klop by die was. Want ek wil dorp toe gaan, en sy wil hier toe gaan. En dan gaan ons ook maar 'n bietjie pas. Sy wil het sitkamer self gaan koop vir 30.000 rand, ek wil 'n sitkamer self gaan koop vir 2.000 rand. Die gaan ons maar weer. Amen. Geliefdes, ons almal het verskil. Nie een van ons is dieselfde nie. Nie by ons gedagtes nie, ook nie by ons beelde. Daarom sê die Here, ons moet mekaar ondersteun. Ons moet mekaar bystaan. Wanneer jy sien 'n broer of 'n suster is swak, help hom, tel hom op. Moenie tot by hom loop nie. Moenie hom verder vertrap op die grond nie. As jy verder in die grond vertrap, loop jy nie. Ons moet mekaar. Ons elke iedereen, ek en toe, ons sal vir die regterstoel kom. Waar jy gaan rekenskap gee, met elke broer, elke suster, wat jy geval het. Jy sal gaan rekenskap gee, vir elke los mond, wat jou broer of jou suster seer gemaak het. Jy het miskien die oorsaak, want iemand wat nooit met die Here wil dien nie. Jy gaan paas van maak. Klaar. Die woord van God sê dit vir my. En dan sê ek dat het môre sê, kom ons gaan kyk daar op Openbaring. Ek wil nie op Openbaring 22. Ja, Openbaring 22. Daarvan op vers 10. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. En die tyd wat hy van praat, is die tyd van die wegraking. Die tyd wat ons gaan opwaak. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En die vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die geregverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Dankie. Geliefdes,
lyk jou preek? Wat jy vermoed? Hoe lyk dit? Het jy miskien veel taal gebruik voor jy gekom het by Jezus? Het jy kwaad geword? Het jy miskien in een taal gepraat? Geliefdes, hierdie is alles baie ernstige saak. Die woord van die Here sê ons duidelik, doen weg met sonde, sodat jy kan skoon staan wanneer ek kom. Wat die mense baie lief om te sê, een keer gered, altyd vry. Ja, ek het veel baie sake nuus. Ongelukkig geloof jy dat dit so nie. Wanneer jy kom tot by 'n val, is dit swaarder om weer op te kom as jy Egipteer. Ek weet ek. En dit was vir my baie moeilik om weer op te kom. En nu dit op ons, laat ons medebroers en susters val. Dan vraag weer hoe ek kan weet wat jy al getrek het. Welkom op my vrou. Vir baie jare dat ons op die hoofdrol in die wêreld gewees. Hier is allemaal van ek is geen wat baie gehoor het. Oh, daar raas ek my kinders. Kom, sonder. Kry op maar, jy gaan nie nou op een plek, jy kan nie uit maar heen. Geliefdes, ons allemaal gaan die eendag voor die Here staan. Sy daar kinders probeer wegkom, dat jy moet ontdekking kan kry, dat jy is verdoen. En dit is wat God van elke van ons verwag. Hy gee sy beste vir jou. Jy vra vir 'n minie en hy gee jou 'n pos. Wij gaan nog net in een rapport schieten, als je ook kan vertrouwen. Als je niet kan vertrouwen, dan kun je het niet uitkrijgen. Geloof mij, was toch wel zeer is waar. Daarom moet ons tevreden wees met dit wat ons krijgen. Baie keer vraag vir 'n dubbel die reiskas, maar die Here weet wel dat jy net goed vir 'n enkel die reiskas. Wees tevrede, dan het die Here iets op pad ons bring. En ons gaan verder. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my. Luister baie mooi wat sê hy so. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. O, engel. Hoe lyk jou werk? Leef jy werklik heilig? Beweeg jy werklik in die wil wat die Vader wil hê jy moet beweeg? Die wil wat die Vader werklik wil hê om te beweeg is die wil wat die wil van God sal. Nie my wil nie, God sal. Nou as ek hy van die Here vanmôre so kyk, dan skrik ek eintlik om te sien hoeveel mense beweeg werklik in sy wil. So wanneer hy kom, moet jy nie so verbaas staan en skrik nie, as hy sê, jy is nie welkom in die huis. Of ons sal vir die rest nie kom op. Geliefdes, woord van die Here sê, jy sal kry dit wat jy daar is.
Hoeveel van ons van wat werkelijk sy woord uit? Hoeveel van ons van praat werkelijk met ons bure in ons al, bure hier achter? Hoeveel van ons praat werkelijk oor die woord van die Here met die mense wat in die staat is? Hoeveel van ons, wanneer iemand praat oor die bid asseblief vir my, dan draai jy jou rug op en dan stap jy weg. Zoals of jy die meneer is, of jy mevrou is. Die mense hier buiten is baie honger en baie dors. Hulle soek voeding. Draai jy werklik van die voeding na hulle toe? Dit is baie makkelijk om te sê, nee, ek wil weet nie wolk van God. Maar doen ons werkelijk dit wat ek wil hê. Jesus, op Herbert op 12, toe beweeg hy al in die synagoge sit. Want hy sal by die groot man ons ontlaat. Hoekom? Want hy wil die wil van sy vader doen. Hoeveel magte deur dat hy geloop, van dorp, om die woord van sy vader uit te dra, dat ander dit kan ontvang. Hoeveel het hom tereggestel? Hoeveel het hom weggewys? Hoeveel het hom werklik ontvang? Glo vir my, as jy werklik doen die wil van God, dan hoef jy nie te vrees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Want hy is al vandag. Maar waarin die Satan die jou begin oorneem, dan sê hy vir jou, op pas by die nacht van die woord, op pas by die nacht van die woord, hoor hoe skiet hulle, hoor hoe gaan hulle die Here. Die woord van God sê vir ons redelijk, geen vuurwapen sal op jou vergis, of hy sal nie afkom. As jy werkelijk om die volle wapen. My vriendis, ek wil 'n klein getuienis gee van Freddy. Ek dink hy laat ry hier in Madderwald met sy kar. En daar wil hy pad vra en hulle sê vir hom meer klim met jou kar. En hy pad door die stevels en hy moet het weg en hy weet wie kom hy. En hulle wil hom skiet. Hy sê, vir geen vuur sal afgaan. Geliefdes, daai mense het baie keer probeer. En nie een koe het afgegaan nie. Hulle het nou al weg met sy kar, maar slip vry daar uitgekom. Hy het niks oorgekom. Daai kar wat hulle gepad het, is 'n wêreldse ding. So wanneer die Here kom en hy pad die wêreldse ding vir jou weg, moenie handjie kry, maar miskien is beter vir jou. Jy het niks oorgekom. Hy het nie 'n skraapmerk gekry. Dit is die God wat ons dien. Daarom is dit baie belangrik, wanneer ons sê, ek is 'n kind van die Here, dan moet ons nie op sy vrug gaan maak, as jy nie uitvoer. Moenie daar as aan die vuur wat rus, asseblief. Nee, staan op die regte, dis wat die woord van God ons. Hy sal jou nie neerhelp. Hy sal jou voorsien.
Die Here wat ons dien, slaap nooit. Hy sluit my ook tegen nie. Nou vir ons moet dit baie lank hier op die aarde. Maar 1000 jaar vir ons is soos 1000 jaar vir God. Een dag vir ons is 1000 jaar vir ons. Nou wil ek dit nou sê die woord van die Here sê, ek kom gou om jou te kom. Want by hom is dit gou. By ons is dit lang. Daarom weet ons nooit wanneer hy kom nie. Ek is so nie om die woord te gebruik om te lewe op die seer besluit. Want as ek om my kyk, dan lyk die tye nie meer so goed nie. As ek sien hoe maklik word dit geskied, hoe maklik loop die mense rond, hoe maklik praat ons van ander, dan kom ek agter. Maar so kos nie. Die mense vrees God nie. Die mense vrees God nie meer. Ag nee, hy genade. Oppas. Oppas. Dat jy nie so praat nie. Oppas maar hy verrassing wat jy maak van kry. Dat jy nog nie gaan terugkom nie kom doen. Oppas maar. Ons kan nie altyd ongeluk doen, hy genade kan ons. God sê, ek nou nie ons. Breek met sonde. Breek met dit. So ek jou kan bring. Ek is jou man. En jy is jou kind. Liefdes, ek stem af. Hoe lyk ons lewenswerklik? Hoe lyk ons lewenswerklik? As jy daar 'n klop aan jou deur kry. Jy mag my deur klop. En Jesus sal voor jou. En hy praat jou, kan ek 'n bietjie saam met jou deur jou huis loop? Hoe lyk jou huis in die oorkant? Kan jy van sê, ja, Jesus kom deur? As ek jou vraag, waar is jou Bybel? Ga jy nou eers gou die stoppies afgee? Of moet jy eers in die kas, moet dit gehou hou jou berg op volgende Sondag? Of ga jy hom nog steeds versoek? Hoe lyk jou studeerkamer? Wat se boeke kry jy dan? Of kry jy dan die woord van God? Of kry jy dan sy woord dan? Hoe lyk jou knie? Ek het vergeet om te doen. Ons lewe in 'n tyd wat hulle sê is 'n gejaagde tyd. Dis die duiwel wat vir jou sê is 'n gejaagde lewe. Want hier kom, hy wil jou weghok op 'n vader. Nou sê jy ons, ja, jy het nie tyd om dit te doen, om die Vader aan te roep. Die Heer wat jou gaan beskerm deur hierdie nag, jy het nou nie tyd vir hom.
woord van die Here sê. Sodat jy die bypad moet bysteek. Maar dit is jou keuse of jy wil staan te bly en of jy wil val. Die woord van die Here sê vir ons uitdruklik, bepeins my woord dag en nag. Bid sonder om op te hou bid. Bepeins my woord dag en nag. Dat beteken dat wanneer ek 'n stuk gelees het soos hierdie van vanoggend, dan moet ek dit weer bepeins deur hierdie week. Sien maar waar is dit van toepassing en waar nie. Hoe kan ek nou met jou praat as jy nie woorde het? Daar is so baie van ons wat vasklink aan die genade, vergewe my. My gegeven, maar jy gaan staan op die rest. Elke keer wat ek pas raak met 'n broer of 'n suster, sal ek gaan staan voor God. Nooit vir my. Ek sê dit my en sê dit is hier aan ons toe gehoor en probeer my tafel toe. Wil ek net vra? Terwyl ons die tafel gaan bedien. Ek wil my broer, my suster en die sê vir jou om te sê, maak seker dat die is reg. Die een van ons kan sê, hoorie, ek is werklik vry nie. Ek weet, ek het al iemand met hierdie week maak gehad. Ons sy denk er niks kan. Want sy kan net hoe dit kom, en sy weer kan kry af om niks en op hierdie lang. Maak jy slaap, maar wie van ons het volgende? Wie van die Here sê vir ons dat hy druk begaan op week is sy ons. Niemand is volgende. Anders maak ons vir die Here. As jy sê jy is volmaak gemaakt, maak ons vir die Here. Ek het sonde. Wat sou ek ons sê? Wat roei het? Maar, as ek nou naar die Here te veel. Ek gaan dit nie meer. Maar ek kan nie in sonde wil bly. Kom met die sonde. As ek gedronken is, de sonde. En die Here sê vir my, sny af van dit. Moenie meer teruggaan na die plekke toe. Bly weg. Want ek moet vergewe jy is my kind. Ek moet op en ek wil die Here praat. Breek
jy reg is om dit te gebruik. Dat jy jou broer, jou suster, dalk jou ma of jou pa vergewe. Dalk jou dieren, dalk jou taxi driver. In Korintiërs 11:29 sê die woord van die Here vir ons, dat ons moet seker wees om voor ons die tafel gebruik dat ons reg is, want baie het al reeds geslaag. So wat die woord van die Here vir ons al wil werklik sê is, as jy nie teder gemaak het, as jy nie vergewe het, en iets kom jou pad langs, een of ander siekte, jy nie kom sê, Here, jy moet kom in. Dink aan daai dag. En tafel voorberei as jy hom gebruik het, en jy het nie seker gemaak dat jy is reg. Geliefdes, die God wat ons dien, is 'n God van eerlikheid. Wanneer jou ander sal nou weer staan, waarmee kan ek jou help met dit? Wat kan ek vir jou doen met dit? Jy weet wanneer ons bid, die Vader al reeds wat jy nodig het. Hy wag net vir jou om te vra, waar het dan nog? Dra my deur. Geef my nuwe wysheid, geef my nuwe krag. Want die Vader ken jou. Hy ken wat jy wil sê. Hy ken wat jy wil. Maar dit sê dat dit is heilig. Ons almal het punte. Maar moenie die punte paskyk. Sê jy nou. Geliefdes, kom ons maak net toe oor. My Vader, alle lof aan U, ons besef môre weer nie. Wanneer Jesus ons gekom het ons. My Vader, die klapslaaf wat hy gekry het, dit wat hy moes deurgegaan het al skelle, was heel makkelijk gepad, maar hy sê jy kruis moes gedra. Dit was heel makkelijk gepad dat Jesus ons gedoen. Daar het hoor toe op sy woord. Besef ons vanmôre weer dat U is heel machtig. U het hom weet dat die krag gegee om dit te doen. Wat het gedoen vir elkeen van ons? Daarom, van die lof van die Heer, prys en bring voor U. Want U is waardig. Jesus het dit ons moontlik gemaak
Vader, seën met die taal. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie. Amen. Geliefdes, die nag waarin Jesus verby is, glo vir my, dit was nie maklik. As ek weet dat hulle gaan my so doen, so ek omgedaan. Maar Jesus het dit gedoen vir my en vir jou. Hy het nie eenmaal gestroom en gesê, nee, ek gaan nie. Glo vir my, hy was onsekerlik bang. Maar sy Vader het hom die krag gegee om hom deur te dra. En dan waar hy met hulle sy brood geneem en gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Doen dit so dikwels as julle kan. Net so het hy die beker geneem, byna gegooi en gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament. Wat dit beteken is, Jesus het ons het moontlik gemaak om die ewige lewe in te gaan. Hy het al Moses se wette weggehaal. Hy het die gebooie weggehaal, maar nie die gebooie wat dit jou lees. Naamlik liefde. As jy liefde is, gaan jy niemand haat nie, jy gaan niemand seer maak nie. Geliefdes, wanneer ons die brood kry, waarop mekaar gaan ons het saam gebruik. Terwyl ons op mekaar wag, besef wat Jesus vir jou deurgegaan het. Dit was nie 'n maklike pad nie. Maar hy het dit gedoen vir my en vir jou, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. As jy alles doen, praise the Lord. Thank you.
Amen. Geliefdes, nou, dan kom ek vanmôre en ek vra u werklik, ek wil baie moeilik op wat ek vanmôre sê. Hoe naby is jy in jou? Hoe sterk is jy werklik in die krag van God? As hulle nou 'n bier maak om op die op of van 'n pad hier na 'n kapmes toe, of jou doodboek, en dan sê ek jy het 'n keuse. Wat sal jou keuse wees? Gaan jy sê ek kan kom maar met Jesus te gaan? Of gaan jy sê nee, ek wil saam eerder gaan doen? Ek vra my vraag vanmôre, geliefdes. Ek het baie ernstig ooit word. Ek weet dat baie wat sal sê, nee, kap op. Net by die volk. Maar wanneer het kom by die werklikheid, dan gaan jy 'n bietjie bewe en sê jy nee, maar. Ek weet wel wonder wat hulle mense opkoop as jy nie die woord gebruik God of Vader of Jesus dan op die woord gebruik. Liefdes, ons gaan afsluit, maar ek wil hê baie moeite wat wat ek het gesê. Woord van God sê vir my, nader my, en ek sal tot jou nader. Wanneer jy kom in die tye van benoudheid, dan sal ek daar wees. Geliefdes, kom ons sing ons laat stukkie saam, kom ons staan, terwyl ons wag op die tieners en offergawes. Geliefdes, en as jy geseën wil wees, moenie van God steel. Is nie ek wat so sê nie, ek wat van God sê. En as jy weer daar in Ekonomie sê, kom op saai. Sal kom op maai, as jy dit gee. Maar as jy dit gee, dwang uit, is net so goed jy dit nie gegee. So kom ons staan, maak die naam van die Here groot, terwyl ons nog die kennis en opgegaan, so dan ons pas nou positief aan ons af te sluit. Amen.
die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen. Liefdes, kom op jullie, asseblief. Moenie jou langs dat jy op se bus nie. As jy die hele wêreld nie weet, dan sê jy. Zie je net